Goeiemôre vriende. Ja, wonderlik, lekker om julle elkeen te kan sien vanoggend. Ek vermoed hier is heelwat besoekers vandag. Want ons het 'n belydenisafdeling, ons het nuwe lidmate, ons het dope, ons het besoekers van elders. So, kan ek gesien wie is vanoggend hier wat besoek wat nie noodwendig lidmate is by die gemeente wat kom hier nie. Baie dankie, welkom. Jy's op my afstand. Sy kom, ja, as met julle klomp van julle wees, dan sy daar. Agter daai kant op die buitewyker. Hallo. Julle local of local? En sy baie welkom aan julle elkeen. Ons vertrou dat vanoggend 'n spesiale oggend vir almal gaan wees. Hallo lief. Hoor, jy eet 'n pizza. Dis lekker. Ja, gee mens krag. Kom ons draai gou na mekaar toe en as jy nou 'n vreemde iemand sien wat jy nog nooit gesien het nie, groet hulle asof jy nou dit al jare ken. Dis jou broer, jou suster in die geloof. Gewoonlik by wie van julle is in Parkrand? Mense, julle moet so 'n bietjie uit die blokke uitkom. Is goed om die bene in die gang te hou en die long in die harte. By Parkrand veral gewoonlik, wie kom van ver af, dan sê iemand, by Century City, dan sê hulle kom van Tableview af, jy weet, net so om die draai. Maar ek weet, hier is familie van Gert en Martha wat van Londen afkom. Dan sê baie welkom aan julle. Wie kom van Timbuktu of verder? Allemaal local. Dan sê, of naby genoeg. Dan sê baie welkom, mag julle 'n oggend saam geniet. Ek gaan so 'n klompie aankondiging net onderstreep. Dis die laaste amptelike kwartaal Sondag vir die jaar. Van volgende Sondag af, dan skaal ons 'n klein bietjie af vir 'n paar weke. So ek wil net gou dit onder julle aandag bring. Vanoggend ons kinderkerke en ons spys, ons tienerbediening sluit af. So dit maak nou klaar. Is hier kinders wat nog daar moes gewees het? En ek dink die kinders wat hier is wil by die doop wees. Hulle wil dit sien. Goed, so van volgende Sondag af neem kennis, daar is nie dan kinderkerke en spys nie. Ons sal weer in middel Januarie wegval, dit is die 19de Januarie. Klink soos 'n baie ver toekoms. Dan wil ons graag vir julle uitnooi na vanaand se Kerssangdiens. Daar is groot voorbereiding gedoen daarvoor. Pastoor Adam, my kollega, en Marlies, daar's dit. En ons begeleidingsgroep is gereed om ons te lei in lof en aanbidding, Kersliedere te sing met woord by. So nooi die familie, bring julle vriende saam en kom geniet die aand. Dit is heerlik om dit te kan doen, om Kersliedere te sing. Want dis evangelie. Die verlosser het mens geword en onder ons kom woon. Dan vanaf volgende Sondag, die 14de, neem kennis, daar is slegs een erediens om 8:30. Ons sal veral by die tweede diens baie mooi aankondig. Maar daar waar jy beweeg, gee maar die nuus deur. 8:30 is ons dienste tot en met middel Januarie. En dan ook ons Kersdiens, die 25 Desember, ook om 8:30 het ons Kersdiens en ons nooi julle ook daar vir vriende en familie om saam te kom en die geboorte van Jesus Christus, die verlosser wat gekom het, dit te herdenk. Dan 'n laaste aankondiging oor Raham, dis ons barmhartigheidsbediening, het 'n Kersdiensprojek, emmers wat hulle uitgee met produkte en 'n klomp ander goedjies. So as jy nog 'n laaste bydrae wil maak, sit jy, dis die Vrydag, wat hulle uitgee. Die 12de is hulle laaste kospakkies vir die jaar, en dit is goed om dan ook vir die families iets te gee wat hulle kan deurdra tot by Kersfees en daarna. So baie dankie vir die ondersteuning wat al reeds daar was. Ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Dis 'n manier om te sê, Here, dankie vir die liefde en die troue sorg en dat die verlosser is wat ons harte tot tuis kom het.
As hy Lelani het vanoggend gevra om die Vredeskers aan te steek en die Christuskers, jy baie welkom. Lelani het nou vanoggend ook gegroet daar vir hulle en sy gevra om die Vredeskers aan te steek en gevra nou vir haar hoekom wil sy die kers aansteek, toe sê sy die vyand het in die week haar vrede kom steel. En dit is wat die vyand maak, hy maak ons baie besig, hy laat ons rondhardloop en hy kom steel ons vrede. Maar dankie dat ons kan weet, ons het 'n vredevors, Jesus Christus, wat die vrede vir ons teruggee in ons lewe. Ek gaan vir ons 'n adventgebed doen. Dit kom spesifiek daar uit Jesaja, sien tog uit Lukas, sien tog 1. Dit is Sagaria se loflied wat hy sing, vers 78, 79 sê, soos die môreson sal hy opgaan en hy die hoogte op ons afstraal,
om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, en dan in besonder om ons voetstappe te rig op die pad van vrede, dat dit deel is van ons lewe. So kom ons bid die adventsgebed saam. Here ons God, in hierdie adventtyd kom ons na U, U wat die lig is wat in die donkerte skyn en vir ons hoop gee. Dankie dat U, soos U deur Sagaria beloof het, die wêreld besoek het met barmhartigheid, vergifnis en 'n nuwe begin. Sagaria het gesing en getuig dat Jesus sou kom om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Here, ons bely dat ons dit nodig het. Ons harte is soms onrustig, ons gedagtes die mekaar en ons verhoudings vol spanning. Ons wêreld dors na vrede, want die vyand kom steel ons vrede, soos ook Lelani het beleef het in die week. Rig dan vandag ons voetstappe, Here. Rig dit weg van vrees na vertroue, weg van woede na sagmoedigheid, weg van haastige woorde na diepe wysheid, weg van selfgerigtheid na liefde, weg van verdeeldheid na versoening. Lei ons op die pad van vrede. Nie 'n vrede wat alles vermy nie, maar 'n vrede wat alles dra. Nie stil by vrede nie, maar vrede wat die lig van Christus uitleef. Mag U vrede in ons harte wortel skiet, in ons huise gestalte kry en in ons gemeenskap sigbaar word. Vader, soos ons U seun die vredevors verwag, bid ons, laat die lig oor ons opgaan, laat die vrede deur ons vloei en laat U pad van vrede ons pad word. Ons bring ook vanoggend ons offers van dank, Here, juis omdat ons weet, te midde van alles wat rondom partykeer in ons gebeur, dat U ons vrede is en ons wil U dien met hierdie offers. Seën elkeen wat met 'n dankbare en 'n blymoedige hart sy of haar offer gee. Dit bid ons in U naam, Jesus, die vredewors wat gekom het. Amen en amen. Ons het vanoggend so 3 gebeurtenisse. Ek sê net nou daar agter in die klankkas, dit laat my dink aan die dominee op die platteland wat net by buitewijk moet gaan besoek aflê nadat hy 'n paar maande weg was. Dan moet hy dope doen, hy moet troues doen, hy moet begrafnisse hou, hy moet die nagmaal bedien, hy moet ek weet nie wat nog alles moet hy doen nie. Een geleentheid, vanoggend het ons amper dit, maar ons byt vas. Ons het eers 'n belydenisaflegging van een van ons jong mense wat in die koshuis is, en nie saam met die groot groep vanoggend kon nie. Daarna het ons nuwe lidmate wat ons verwelkom, en daarna direk daarna die doop. So ek vra dat Janko Burger, Janko Conradie Burger saam met Ma Marleen en Pa JC hier by my kom staan. Hy sê dis 'n vreesaanjaende ervaring om hier voor te wees. So ons dink aan jou Janko. Janko, ek gaan die formulier vir jou voorhou en ek gaan vir jou 3 vrae vra, of ek sê 4 vrae vra waarop jy moet antwoord. Dit sal ook net op die skerm verskyn as jy wil kyk daarna. Goed. Janko Conradie Burger. Toe jy gedoop is, het jou ouers voor die Here 'n belofte gemaak dat hulle jou geestelik sal begelei sodat jy die Here sal leer ken en dat jy uiteindelik self ook 'n keuse sal maak vir Jesus Christus as verlosser. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy daardie keuse gemaak het en dat jy self nou ja antwoord op die belofte wat jou ouers by die doop gemaak het. Om belydenis af te lê beteken dat ek voor die gemeente sê wat ek in my hart glo, en dit is dat Jesus Christus die Here is, ook die Here van my lewe. As ek belydenis af lê, sê ek ook dat ek alleen op Jesus sal vertrou, dat ek graag wil lewe volgens sy woord,
en dat ek aktief by die kerk betrokke wil wees. Ek sê ook dat ek getrou sal bid en die Bybel sal lees en dat ek uit dankbaarheid vir God wil lewe, oral waar ek kom of gaan. Met my belydenis sê ek ook dat ek daarna sal strewe om geestelik te groei. En daar wil ek ook betrokke wees by die gemeente en aksies van die gemeente waar ek my geloof prakties kan uitleef, of dit hier is of by ander gemeente, maak nie saak. Deur die jare hier in die kinderkerke en Spice, het jy 'n sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy dat hierdie kennis nie net 'n verstandelike instemming is nie, maar dat jy persoonlik ook jou geloofsvertroue in Jesus Christus stel. Die bestuursraad wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om in die erediens voor God en die gemeente hiervan te getuig met jou belydenis van geloof. En hier kom die volgende vraag. Dit sal op die skerm verskyn, as dit klein is daarop lees, kan jy hier agter jou lees ook, maar anders kan jy maar net luister. Eerste vraag, sien aan geel gedeelte, dis die belangrikste vraag waarop jy moet antwoord, die res kan ons dan eintlik maar stop, maar dis die belangrikste een. Het jy Janko vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser en het jy hom lief? Wonderlik. Dan beloof jy hom te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê. Dis wonderlik. So, ek gaan net gou die eerste vraag klaar maak, maar daai is belangrik. Dit is net al die ander goedjies wat by dit kom, net ondersteunend. Maar dit is wonderlik. Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou eie geloof nie net sal groei nie, maar jy ook Christus se liefde met ander kan deel. So, dit is die een groot vraag, het jy vir Jesus Christus lief, al die goedjies by. Dan, die tweede vraag, gaan oor die Bybel, Ou Nuwe Testament. In die Bybel leer ons dat ons as mense sondaars is. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons van hierdie sonde verlos kan word deur ons geloof in Jesus Christus en dat ons dan nuwe mense is. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is waardeur ons die nuwe lewe kan kry? Wonderlik. Dan die derde vraag. Beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? Sal jy alle leringe wat nie met die Bybel ooreenstem nie verwerp? Nou jy sê ek sal voluit lewe vergeet. En dan die laaste vraag staan bekend in die ou taal die opsig en tug. Dis nie maar net 'n geleentheid dat ander mense kan inspreek in ons lewens. Onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm? Jou antwoord. Goed. Jy het 4, 5, 6 keer ja gesê. Dis kosbaar en spesiaal. Janko aan jou die volgende. God sluit 'n genadeverbond met jou. Hy verseël dit by die doop en ons gaan dit net weer sien. Jy is gemerk op die voorkop met 'n watermerk wat glad nie weggevat kan word. Nou moet jy dit ook bely. Daarom verklaar ek nou dat jy belyde lidmaat van die gemeente met die oop Here is. Kosbaar, spesiaal, nee? Ja. Goed, liewe Janko, jy moet alles in jou vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te kan hardloop, sodat jy die ewige lewe as prys kan verkry. Die liewe gemeente, ontvang dan vir Janko as deel van die gemeente, sien om na hom, bid vir hom, sorg vir hom, help hom om op sy geloofsreis voluit te kan lewe saam met Mama en Pa Jace. So, baie geluk en baie seën. Julle kan jou plekke neem, ons gaan net vir julle geluk sê, saam met al die ander. Nou vra ek vir die volgende persone om na vore te kom vir die as nuwe lidmate, Louise Vink. Okay. En dan van ons doopouers Dion Lenay Visser en Jaco en Johanna Visser. Sê ek Johan, jy probeer dit nou op. Baie
bring sommer die klein man nou so aan saam. Hoor jy, en nou by die doop op. As hy baie welkom aan julle. Julle is al geruime tyd ingeskakel en betrokke. So dis nie dat hulle net vanoggend hier opgedaag het en sê ons wil 'n nuwe lidmaat wees nie. Hulle het al gekyk en gesê dit is die geloofsgemeenskap waarby hulle graag sal inskakel. So ons het net so 'n klein belydenis dokumentjie opgetrek om te sê dit sluit aan by wat die Here vir ons as leierskap so 2,5 jaar terug omgee het, en dit is daai wat in die muur staan, daai behoort, beleef en bedien. Dit is so deel van ons bediening, van ons lewe, ons identiteit hier, dat ons graag wil hê dat as jy hier inskakel, dit te sê, ek glo dit ook, en dit rig my ook op my lewenspad. So, kom ons lees dit net saam, en dan gaan ek julle antwoorde kry. So, welkom by Heidekop in die gemeente met oop deure. 'n liefdevolle omgee gemeenskap waar ek kan tuiskom, saam kan groei en ook ondersteun kan word op my lewensreis. Ek bely dat God my Vader is. Ek bely dat Jesus my persoonlike verlosser is. Ek bely dat ek 'n tempel van God is waarin die Heilige Gees woon. Ek onderneem om volledig in te skakel by die familie van Christus om die volle seën saam met medegelowiges te ervaar. Die gemeente met oop deure se 3 bedieningspatrone gaan my help om deel te raak van die familie van Christus. Eerstens die beleef. Beleef gaan oor ruimtes word geskep waarbinne ons God saam kan ervaar en dieper kan leer ken. Ons kry dit uit 1 Korintiërs 14 vers 25 en so kom hy, iemand wat van buite af kom, daartoe om op sy knieë te val, God te aanbid en openlik te getuig, waarlik, God is hier by julle. Die behoort, tweede B, ons behoort aan die drie-enige God en aan mekaar. Binne liefdevolle verhoudings ontdek ons ware identiteit. Bou ons mekaar op en groei ons nader aan God en mekaar. Efesiërs 4 vers 15 en 16 help ons om dit te verstaan. Hy, dit is Jesus, is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar. So behoort julle ook in die liggaam van Christus en aan Christus self. En die derde een is bedien. Toegerus met gawes van die Heilige Gees bedien ons op 'n daaglikse basis saam binne die gemeente en die gemeenskap om 'n verskil te maak in God se koninkryk. Galasiërs 5:13 help ons daarmee wat sê dien mekaar in liefde. Louise, wat is jou antwoord? Jy hier, wonderlik. Johanna, Jacob, Dion en Lenay. Baie welkom aan julle weer eens opnuut. Dankie dat julle deel raak van die familie en mag dit vir julle 'n geestelike tuiste wees waar julle kan groei, versorg kan word en soos daai ons identiteit sê, ook voorberei kan word vir julle lewensreis wat julle voor lê. So ons gaan julle nou nog gelukwens, want julle moet ook eers julle plekke hier inneem. Ons gaan julle nou weer voortloop. Reg so. So moenie verdwyn. Ons nou weer terug. En ons beweeg nou oor na die doop. Ek sien hier 'n hele klompie kinders wat hier is. As julle wil sien hoe 'n babatjie gedoop word, en julle wil graag sien 'n niggie of 'n neefie, dan kan julle hier voorkom sit. Asseblief. Dan roep ek die ouers lank op terwyl die kinders nog wonder en raak hulle hier voor wil kom sit. Sean en Aldine Jenkins. En die grootouers moet asseblief saamkom. Rian en Mareike Radyn. Jaco en Johanna Visser, so julle kom maar in die lyn is nie. En Dion en Lenay Visser.
het ons almal wat hier moet wees, behalwe die kinders. Okay. Laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie verhinder nie. Ek roep die dae toe ons so, die maksimum was 14 kindertjies gedoop het. Want julle weet hoe hulle het hier gelyk. Wonderlik. Ons gaan gou vinnig weer deur die doopformulier stap. Ons het Dinsdag aand daarna gekyk. So dankbaar dat julle die tyd uitgesit het daarvoor en dat julle hier is saam met julle geliefdes. As ons praat oor die doop, dan moet ons ook na die Ou Testament gaan kyk waar God in Genesis 17 die handelende God is wat eerste na die mens toe uitgereik het, na Abraham en die volk Israel. En hy het gesê, ek wil julle God wees en julle moet my volk wees. Dit is soos 'n ooreenkoms van genade, 'n testament waar hy gesê het, wat kom bied ek vir julle aan? As God wil ek julle Vader wees wat vir julle lief is en vir julle sorg. As Jesus Christus wil ek julle verlosser en julle vriend wees en die Heilige Gees wat gegee is om in ons te wees en ons te rig en te lei op ons lewenspaaie. Nou ons weet hierdie babetjies is klein behalwe Willow, sy is al 7 jaar oud. Sy verstaan al so ietsie meer, maar dit is die wonderlike, al verstaan ons niks van wat in die Bybel gesê word nie. Vertel dit vir ons van God wat 'n genadige God is, wat eerste na ons en ons kinders uitreik en sê, ek wil julle God wees en julle moet my volk wees. En dis kosbaar wat vanoggend ook gaan gebeur. God gaan elkeen van hulle kom merk en sê, jy is myne. Vanoggend het ons 'n goddelike toneel wat afspeel met die hoofkarakter is God self, God wat eerste uitgereik het soos in die Ou Testament en sê, ek is die verbondsgod. Ek kom maak hierdie verbond, hierdie ooreenkoms van genade met elkeen van hierdie 4 klein mensies. En daardeur sê, ek is julle Vader, ek is julle verlosser, ek is julle vriend. Julle as ouers is die verbondsouers. En die Here kom spesifiek na julle en sê, ek maak 'n ooreenkoms van genade met julle, want julle staan, so die Engels sê proxy, julle tree in en neem die verantwoordelikheid op om hierdie kinders wat as geskenk vir julle gegee word, om hulle groot te maak, sodat hulle van die Here kan leer ken. Dan is ons kinders hierso, hulle is die verbondskinders. En die wonderlik is dat God hulle kom merk en sê, jy word al van kleins af ingesluit in hierdie ooreenkoms van genade, jy word glad nie uitgesluit nie. En die wonderlike is dat kinders al so vroeg as 4 jaar ouderdom met eerlikheid kan bely en sê, ek is lief vir Jesus en weet waaroor dit gaan. As ouers ook hulle ooreenkoms van genade opgeneem het en gedoen het wat met hulle verantwoordelikheid. En dan is daar die verbondsfamilie. Dit is julle wat hier naby is, die naby familie, grootouers, ouma grootjies wat hier is, en dan ook die breë geloofsfamilie. Julle is die verbondsfamilie wat hierdie 4 ouerpare moet ondersteun, vir hulle moet bid, vir hulle help, want om ons kinders groot te maak in die uitdagende wêreld, het hulle al die hulp nodig en gebedsondersteuning is die beste wat ons kan bied en dan net close van grootouers wat na die kinders kleintjies kyk en liefde gee en versorg en sommer ook bederf. Ek gaan 3 vrae aan julle voorhou waarop julle dan opreg moet antwoord. Eerste, glo julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan en eintlik verlore moet gaan, maar dat ons in Jesus Christus gemerk is, gekoop is deur sy bloed. En omdat dit waar is, bring julle julle kinders ten doop. Ten tweede, glo julle die Bybel, Ou, Nuwe Testament, so saamgevat word in die leerboeke van die kerk en hier by ons geleer word as die ware en volkome leer van verlossing. En ten derde, bely julle weer julle eie geloof en sê ek glo. Bely julle dat as ouers, pa en ma, dat ons self glo
en ons neem die verantwoordelikheid op om ons kinders wat die Here vir ons gegee het, om hulle groot te maak vir die Here, en ook dan laat inskakel by die geloofsgemeenskap, sodat ons julle die hulp en ondersteuning kan bied, sodat hulle voorbereid kan wees vir 'n geloofsreis deur hulle lewe. So, beweeg deur Sean Aldien, wat is julle antwoord hierop? Goed, Johan en Johanna julle antwoord. Dian en Marijke julle antwoord. En Dion en hy julle antwoord. Wonderlik. Goed, ons vra dan dat die ouers nader kom, julle en die grootouers, julle kan nader staan. Emily Ann Jenkins, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wil jy stop af? Kom jy nou ook toe? Okay. Emily? Jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie, baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang klein Emily as ons nuwe looplidmaat vanoggend. Julle kan haar kers aansteek by die Christuskers. Hulle gaan nie die kers aansteek. Ouers kom maar staan. Die mekaar geraak het, was alraai. Okay, Terlieke Visser, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hallo Terlieke. Jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou ook baie, baie lief is. Al die beloftes in die Bybel is ook spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang vir klein Terlieke as 'n nuwe dooplidmaat. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Willow, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie, baie lief is. Daar is so 8.500 beloftes in die Bybel. Dit is baie vir elke dag en spesiaal ook vir jou. Liewe gemeente, ontvang ook vir Willow as ons die doop het. Neil Visser, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here God, ons kom bid vir hierdie 4 kindertjies wat U gemerk het met 'n onsigbare watermerk. In Jesaja 43 vers 1 belofte, ek het op jou naam geroep, jy is myne. Dankie dat hulle met daardie belofte kan groot word en kan weet, ons is genadige skenkies aan ons ouers. Maar ons het 'n genadige God wat vir ons lief is, wat vir ons gemerk het, wat ons gemaak het, wat ons herskep in Jesus Christus, en wat ons deur sy Heilige Gees rig en lei op ons lewenspaaie. Mag U hierdie kindertjies laat groot word om U te ken en U te dien en voluit vir U te lewe.
Ons bid daarom besonder vir die 4 ouerpare saam met die grootouers, die breër familie en ander persone wat gaan inspeel en inwerk om hierdie kinders te help om in die geloof vas te kan staan in 'n uitdagende wêreld waarin hulle groot word. Dankie dat ons die versekering het. U is werklik waar die Immanuel wat gekom het, God by ons. En U is ook God by hulle elke dag van hulle lewe. Ons sit hulle op die skoot neer, Here. Ons bid vir hierdie ouerhuise, mag hulle huise wees wat vas staan op die rots Jesus Christus. Ons wy hulle aan U toe, Here, en ons weet U sal hulle seën met die keer van die seëning uit die hemel. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Hallo Neil. Wat is dit? Right? Neil, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie lief is. Ja, al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En liewe gemeente, ontvang vir klein Neil is ons nuwe doopbloedmaat. Ek vra dan nou dat julle ook almal sal verskyn hiervoor. Asseblief. En ek vra aan die leierskap om so lank nader te staan asseblief. Kan ons staan asseblief en dan gaan ons vir hierdie vir Janko as nuwe lidmaat, vir die nuwe lidmate en die 4 doopelinge saam met hulle geliefdes gaan ons die seën op hulle toebid.
hierdie belewenisse te kan hê. Dit is ook vir ons geloofsversterkend. Mag ons ook nou die Here se naam groot maak en eer. Die vredevors het gekom, die koning is hier. So kom ons staan en bring ons lof en eer aan hom. Ons prys die Here alleen. Ons prys die Here alleen. Ons prys die Here alleen. Gesalfde en Heer. Ons prys nou en alleen. Ons prys nou en alleen. Ons prys nou en alleen. Voor Jesus die Heer.
vanoggend saam met baie ander mense reg oor die wêreld dit doen. So kom ons maak die Here se naam groot. Ons gaan nou die Kersliedere sing, Joy to the World. Dis ons so 'n lusmakertjie vir vanaand. Wie regtig uit maar kom vanaand, dit gaan 'n besonderse aand in die teenwoordigheid van die Here wees. diep in die nag en ons in ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir mense en wie God 'n welbehae vir mense wie hy liefhet. Dankie dat ons kan weet, Here, dit is die verlosser wat gekom het. Dis die een aan wie ons die lof en die eer wil uitsing. Baie dankie dat ons weet U is hier. Dankie dat U ons al vanoggend kom seën het met 'n verskeidenheid van evangelie boodskappe van insluit in 'n familie, deel raak van 'n groot familie van God in hierdie wêreld, van die genade, die liefde en die troue sorg.
Dit alles word gegrond in u woord wat sê, die vredevors het mens geword. Die een wat beloof is, het hoop gebring in hierdie wêreld. Die een wat die donker kon verander in lig. Daarom kan ons vreugdevol ook die lewe geniet terwyl ons hier is te midde van alles wat verkeerd mag loop. Want u liefde brand vir ons sterk. En daarby, Here, staan ons in ons lewe. Ons staan in geloofsoortuiging. U is hier. Ons bring aan u die lof en die eer en die aanbidding van ons harte, Vader, Seun en Gees. Amen. Sy kan jou plek inneem, dankie. Ons is vanoggend by die tweede Advent Sondag en as jy nie noodwendig die tradisie ken nie, ons het 'n gewone kalenderjaar, Januarie 1 Januarie tot 31 Desember. Ons het finansiële jare wat van 1 Maart tot en met 28-29 Februarie loop en dan het ons die kerkjaar wat begin gewoonlik so aan die einde van November, 4 Sondae wat oploop tot by Kersfees. Verlede Sondag het ons stil gestaan by die Sondag van Hoop. En vandag is ons by die Sondag wat fokus op vrede. Nou as ons vanoggend die debat sou oopmaak en kan praat oor die tema vrede, vermoed ek, sou ons aan die einde van hierdie dag nog nie klaar gepraat wees nie. Want dis 'n gesprek wat reg oor die wêreld al vir hoe lank aangaan en die resultate is maar bitter min. En die rede, wanneer ons terugkyk in die wêreldgeskiedenis, dan is daar soveel voorbeelde van vredesooreenkomste en verdrae wat gesluit is, alles bedoel om stabiliteit te bring, vrede te bewerk, en heel dikwels was dit maar net geleenthede geweest om so asem te skep teen my vyand en weer iets anders in plek te sit. Skietstilstande was van korte duur geweest. Hulle vertel kortliks daar in die Eerste Wêreldoorlog op Kersdag het Duitse soldate en die geallieerde magte het hulle wapens deurgesit in die algemene grondgebied inbeweeg. Hulle het geskenk vir mekaar gegee, saam Kersliedjies gesing. Hulle het self sokker gespeel wat die Duitsers 3-1 gewen het. En daarna, toe die 25 Desember verby is, hulle weer terug na hulle eie gebiede en daarna probeer op mekaar geskiet. Verdrae wat onderteken is met so 'n glimlag om te sê ja, alles is reg, maar diep binnekant het die woede nog steeds opgestaan en die onderliggende wantrou was daar gewees en dan maar net weer aangegaan, die vrede is by die deur uit. Valse ooreenkomste is onderteken om net nuwe strategieë te bedink, hoe kan ek my vyand verder uitoorlê. Een van die oorloë wat seker die diepste sny en wat die langste aangaan, is die oorlog tussen Israel en Palestina. Die van julle wat 'n bietjie die geskiedenis beter ken, is dat Israel en die Palestynse bevrydingsorganisasie PLO het in 1990s het hulle bymekaar gekom, vredesooreenkomste gesluit, onderteken, al daardie dinge, en vir 'n klein rukkie was daar hoop gewees dat dinge sou verander en dit beter sou raak. Maar uiteindelik het geweld, wantroue, politieke druk die proses laat ontspoor. Wat bedoel was vir blywende vrede, het nie gehou nie. En nou sien ons in die nuus nog konstant die oorlog tussen Israel en Palestina en die grootste vergrype teen die mensdom, die lewensverlies en vernietiging van besittings ensovoorts. Dit gaan aan en aan. 30 jaar, 35 jaar terug, mooi op papier handtekeninge gemaak en seere daarvan het oorgebly. En as ons ook na binne wou kyk, die tyd gaan ons ook nie toelaat nie. Na interne konflikte in onsself, tussen families, eggenotes, selfs vriende, kollegas, dit is aan die orde van die dag. Kortom, ons sal nooit klaar gepraat kom oor vrede nie. Maar, daar is altyd hoop. En daar is blywende vrede wat God kan gee, wat alle ander tipes vrede in die wêreld troef en oortref. En hieroor skryf Paulus in Filippense 4, en ons gaan daardie verse vanoggend saam lees, dit sal op die skerm verskyn, of as jy jou Bybel oopmaak by bladsy 260. Nou kom ons lees
vers 4 tot en met vers 9 ons skrifgedeelte vir die oggend. Ek dink hierdie gedeelte word veral geken vir die wees altyd bly. Daarop word baie gefokus, maar ek het 2 ander verse wat ek graag wil uitlig. Paulus skryf die volgende vir die gemeente in Filippi: Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Vers 7, een van ons teksverse: En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, susters ingesluit, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Vers 9, ons tweede teksvers: En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. As ons dit doen, wat gebeur? En God wat vrede gee, sal by julle wees. Immanuel, God by ons. Ons lees tot sover. Net om vir almal op dieselfde bladsy te bring, al was jy nie hier gewees verlede Sondag nie, het ons stil gestaan by Jesaja 9. En daar het ons onder andere gekyk oor die kind wat gebore is, die seun wat gegee is, en dan is daar 4 name aan hom gegee, onder andere ook die naam, die een wat sal kom, die redder wat God na die wêreld sal stuur, is die Vredevors. Nou duisende jare later, toe Paulus geroep is as apostel van die Here, het hy hierdie waarheid opnuut verkondig, toe hy daar geskryf het aan die gemeente in Efese, en vir hulle gesê het die volgende, Hoofstuk 2 vers 14, ons moet dit ook hier in 2025 besef, dis waar, dis 'n realiteit. God gee sy seun, en Jesus is die bron van vrede, want Paulus skrywe, Christus is ons vrede. En hier word klare streep deurgetrek deur enige ander pogings, enige mensgemaakte mondeling ooreenkomste of geskrewe geskrifte. Christus is ons vrede. En dit is waarna ons kan vashou. Dit is wat ons kan innooi in ons harte en dat dit hier kan bly. En nadat Jesaja aangekondig het wie hierdie kind is wat gebore geword, die seun wat gegee is, die Vredevors, word in Jesaja 9 vers 6 word verder gesê, hoe lyk die koninkryk wat die koning wat gekom het, wat ons net nou oor gesing het, die koning wat regeer, hoe lyk sy koninkryk? En Jesaja skryf dit so, sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hoor julle dit? God se koninkryk gaan uitbrei, meer raak, groter raak, gaan gevestig raak. En daar gaan vrede wees. Dis 'n koninkryk met gans anders beginsels. Die beginsel van vrede wat geen aardse koninkryk of bestel daar kan wees nie. Vrede, ons gaan nou kyk na die woord Shalom. Vrede in die Ou Testament, sy diep betekenis, ek het dit in die Engels, ek sal nou vertaal. Wat beteken daai vrede as dit daar vroeër in die Ou Testament gebruik word? Shall surely pay, is 'n bevestiging, daai vrede, as jy sê Shalom, daai skuld wat daar was, sal betaal word. Make full restitution, in ander woorde, maak reg, ten volle wat verkeerd geloop het, to restore, om te herstel. So as die Vredevors wat beloof is, sy koninkryk omvestig met vrede, dan is dit juis om ten volle te kom herstel, om heeltemal nie te maak, om ten volle die prys te betaal. Hoor julle dit? Wat Jesus kom doen het, die volle prys te betaal. In die Hebreëus word die woord vrede, Shalom, 236 keer gebruik, verskillende kontekste, maar dit is vrede wat aangekondig word met die diepe betekenis. In die Grieks is die Griekse woord is irene, ons gaan nou daarby stop. Irene, dis die Griekse woord in die Nuwe Testament. So dis baie keer word daar op hierdie woord gefokus met die diepe betekenis van wat God
gaan doen, die volledige herstel wat hy gaan bring. Daarom maak die Bybel 'n duidelike onderskeid tussen die wêreldse vrede en die vrede wat goddelik is, wat God alleen kan gee. Liefdes, die woord van die Here beklemtoon egter dat die vredevors wat in Jesaja beloof is, die enigste een sal wees wat 'n nuwe koninkryk sal vestig, wat vrede gaan bring, wat alle verstand te bowe gaan hulle daarby kom. Die Messias, die gesalfde, die redder, bring nie net vrede tussen mense nie. Want dis op eerste vlak wil ons hê, maar dit bring in besonder vrede tussen God en mens. Met Christus se koms in Advent wys God vir ons dat hy nie wag vir die perfekte wêreld om vrede te bring nie. Luister mooi. God het nie gewag om vrede te bring toe die wêreld eers perfek was nie. Hy bring vrede in 'n stikkende wêreld in. Dit was so gewees en nog steeds doen hy dit vandag. Deur Jesus se lewe en sterwe sou eerstens die verhouding tussen God en mens herstel word. Alles wat daar in die pad was, het Jesus kom wegvat, volle restituisie het plaasgevind, die verhouding is herstel en hy vrede kom gee tussen God en mens, daai vrede in ons hart kom gee. En wat is die rimpel-effek? So daai klip in die water wat jy gooi, daai rimpel-effek. As ek weet my verhouding met God is herstel en ek in vrede met God kan leef, dan het dit 'n effek ook in my verhoudinge met my eggenoot, met my familie, met my vriende, met my kollegas, met 'n geloofsfamilie, waar al dit kring uit. Wanneer ons daar gaan kyk, ons sing daaroor eer aan God in die hoogste hemel, in die nag, toe Jesus Christus gebore is, was die skaapwagters in Bethlehem in die velde gewees by hulle skape, in die diep donker nag. Dit laat mens dink aan Jesaja 8 vers 3 waar ons sê, daar was donkerte gewees, in die land waar daar donker was, het daar lig geskyn, maar ewe skielik het 'n engel met 'n helder lig verskyn aan hierdie skaapwagters. Die lig is verhelder. En hy sê, vandag is die verlosser gebore, die Messias, die gesalfde van God is gebore. Daarna verskyn 'n magdom engele in en verhelder daai ligrein en is in eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense vir wie God liefhet. Twee dinge kondig hierdie engele koor aan diep in die nag, die velde buite Bethlehem. Die een is eer aan God in die hoogste hemel. Daar skryf. Eer aan God in die hoogste hemel, die skepper, die herskepper, die gewer van die grootste Kersgeskenk, soos ons net nou gaan sing in die laaste lied. Sy eer word besing. Die engele het dit gedoen en ons word ingenooi en sê, kom sing saam. Kom buig vir hierdie Here God wat gebore is, die verlosser, en bring aan hom die eer en die lof, die aanbidding van jou harte. Want hy alleen is dit waardig, soos ons net nou begin het met ons lofprys en aanbidding. Want U alleen is waardig. Niemand anderste kan hierdie eer ontvang buite God nie. En die tweede wat die engele aangekondig het in hulle lied is, die blye nuus is gebring, die verlosser is gebore, en dan sê hy, die effek is en vrede op aarde vir die mense vir wie God liefhet. Vrede wat deurbreek in die chaos van hierdie wêreld, hierdie deurmekaarheid waar ons lewe. Kom die verlosser en hy bring vrede. Bring vrede. God se vrede begin dus nie buite ons, maar dit begin binne ons. God se vrede veronderstel nie die afwesigheid van probleme en pyn en lyding en swaar kry nie, maar dit beklemtoon dat God en Jesus teenwoordig is in ons lewens, in ons omstandighede wat deurmekaar en sleg is en wat nie goed is nie.
Waar wêreldse vrede ophou, lees ek in hierdie week. Wanneer chaos inkom, breek God se vrede juis deur in die chaos. Kom ek sê dit weer. Waar wêreldse vrede ophou wanneer chaos inkom, breek God se vrede juis deur in die chaos. Juist daarom sê Paulus daar in Kolossense 3 vers 15 die volgende: die vrede wat Christus gee, sal in julle lewens die deurslag moet gee. Hy sê verder, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. God se vrede wat die vredevors ons in ons lewens kon vul het, maak 'n leefstyl aanpassing nodig. Toe die verhouding met God herstel is en die vrede herstel is, kon ons lewens aanpassings maak om soos Jesus te begin lewe, om die beginsels van God se koninkryk waar vrede 'n realiteit is, om dit te begin uitleef. Nie altyd maklik nie. Heel dikwels nie moontlik nie, want die kant wat ons kry is sleg. Maar van ons kant af word ons geroep om te sê, die vrede wat Christus gee, moet in ons lewens die deurslag gee. Dit moet ons, soos die Engels sê, define. Dit moet sê wie jy is. Jy's 'n kind van die vredevors en vrede heers in jou lewe. En dan sluit ek af met ons fokusteks, Filippense 4 vers 7 en vers 9. Kom ek lees dit net weer vir ons. Paulus skrywe vanuit die tronk uit in moeilike omstandighede, skryf hy vir die gemeente in Filippi. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vers 9, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle gaan doen, gaan uitleef, en dan, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Paulus sê, die gedagte is te groot om te verstaan, dat God, die verlosser, die Messias gestuur het na die wêreld toe. Kindjie wat gebore is, 'n seun wat gegee is, kind van die Allerhoogste. Om vrede te bring, om te kom herstel, om die wêreld te kom vernuwe en 'n nuwe koninkryk te kom vestig. Ons verstand kan dit nie kom nie. Ons kan nie 'n greep daarop kry nie. Ons kan nie rondom dit kom nie. So hoe kan ons 'n innerlike rustigheid ervaar as die storms van die lewe ons oor ons losbreek? Net die vredevors kan dit in jou en my lewe doen. Die vredevors kan dit doen. Die vredevors doen dit reeds en hy sal dit in die toekoms doen. Hoe? Wel, Paulus herhaal die belofte wat die meeste in die Bybel voorkom, se belofte van die Ou Testament van Genesis dwars deur tot Openbaring. Dis die belofte, God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek sal by jou wees. Hoeveel kere word in die Ou Testament gesê, Jesus wat gekom het is genoem Immanuel, God by ons. Jesus het gesê, voordat hy opgevaar het hemel toe, en ek sal by julle wees tot die volëinding van die wêreld. Geliefdes, dis die realiteit. God gee Jesus, die een wat Shalom beliggaam. Hy is die Immanuel, God by ons. En met hom in ons lewens sal ons 'n dieper en meer blywende vrede ken en ervaar wat ons nie in woorde kan beskryf nie. So my wens vir jou en jou geliefdes in hierdie Advent en Kerstyd is dit. Mag die prins van vrede, die vredevors van Jesaja 9 vers 5, tuis kom in jou hart en lewe hierdie Advent en Kerstyd. Mag hy vrede bring wat julle as gesin, as familie, vriende en spesiale liefdevolle verhoudinge met mekaar sal laat lewe. So ek bid vir jou toe, Shalom, Irene, God se blywende vrede vir nou en vir altyd. Amen en amen. Geliefdes, kom ons bid saam en ons afsluit met ons laaste lied. Here God, ons staan in verwondering, dalk soos die skaapwagters daar diep in die donker nag buitekant Bethlehem, met oop mond
en sien die engel en die engeleskare daar, wat 'n lied sing wat weer klink, nie net oor daardie velde nie, maar tot in vandag toe 'n rimpel effek. Die vredevors is gebore. Die Immanuel het mens geword. Die Messias het gekom. En hy het beloof ek kom weer. Maar tot dan, Here, leef ons in hierdie deurmekaar stukkende wêreld, maar met die diep sekerheid, God is altyd by ons. Here, my diep en dringende gebed vir elkeen wat vanoggend hier is saam met hulle geliefdes. Mag U vrede in hulle harte insink. Mag hulle daardie diep vrede belewe van God wat my het, wat my vashou, wat my kom seën ten spyte van wat in my lewe en rondom my gebeur. Al gaan U vrede ons verstand te bowe, mag ons tog deur die werking van die Gees dit ervaar en vasgry. Ons behoort aan die koning wat regeer, aan die vredevors wat die koninkryk ontvestig het, waar vrede, reg en geregtigheid die beginsels van daardie koninkryk is. En niks en niemand kan ons uit U hand uitruk. Daarom, Here, bid ons hierdie diep gedringende gebed, mag blywende vrede in ons harte en ons gedagtes insaai. Nou, in die adventtyd, Kersdag, wanneer ons klaar maak met 2025 en die nuwe jaar ontstaan. Ons buig voor U en ons wil saam met die kinders van God en die engeleskare en die ouderlinge aan U die lof en eer bring, want U alleen is dit waar. En Here, ons bid dat hierdie Desember maand 'n somerkersfees sal aanbreek. Somerkersfees waar ons besef dat U, Jesus, God se grootste geskenk aan ons elkeen is. Mag ons U koester. Mag ons U, Here, ja, mag ons U eer as ons elke tree gee, wetende ons lewe is beter met God en Jesus in ons lewe. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Geliefdes, kom ons staan en sluit ons af met die baie bekende somerkerslied. Hij wordt nou zijn arm liefde.
vredevors wat beloof is en wat mens geword het, sy vrede in jou hart kom deponeer. Mag jy met sy seën gaan lewe in hierdie dag, in die week wat kom, tot en met Kersfees en ook daarna. Hierdie vredevors is voor jou, om die pad vir jou gelyk te maak. Hierdie vredevors is agter jou, om jou te beskerm teen die aanvalle van die bose, een wat jou vrede wil steel. Hierdie vredevors is onder jou, om jou te dra in moeilike tye van jou lewe. Hy is rondom jou, om jou te beskerm. Die vredevors is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Hy is bokant jou, om jou te seën. En hy het sy gees gegee, om die vrede in jou hart te kom bewaar. Die gees, om in en by jou te wees, nou en vir altyd. So seën die enige van ons, elke dag van ons lewe. Wat so mense sê hierop. Amen en amen. Blessings, mooi dag vir jullie almal.